Here Jesus, ons is baie lief vir U en ons eer U in hierdie dag. U is vir ons so goed. Dankie Here vir hierdie wonderlike gemeente. Dankie vir die voorreg dat ons kan saam bid en saam aanbid. Here, aan U kom al die lof en al die eer en al die aanbidding toe. In Jesus se heilige naam. Amen. Familie, ek dink een van die onderwerpe wat ons miskien nodig het om oor te gesels, want ons ervaar dit op 'n daaglikse basis is, daar's regtig boosheid. En dit help nie, ons praat nie daaroor nie, dis nie alwaaroor ons kan praat nie, maar ek dink dis belangrik dat ons gesonde gesprekke voer oor boosheid. En ek wil julle terugneem na 2005 was daar 'n film gewees met die naam Lord of War. Ek weet nie wie van julle die film gekyk, Lord of War. Jack Nicholson is die hoof, Nicholson, nee, dis nie verkeerd een. Nicolas Cage, skus. Nicolas Cage is die hoofakteur. Hy's 'n wapensmokkelaar en dan is hierdie ongelooflike brutale toneel. In die toneel verkoop hy nou wapens en dan stap hierdie klomp soldate nou af om hierdie klein nedersettingkie daar so basies uit te moor. En dan sê hy iets wat my aangegryp het en ek sal dit nooit vergeet nie. Dis 'n aanhaling van Edmund Burke wat hy aangepas het. En Edmund Burke het gesê, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." En toe maak hy die aanpassing in die film om te sê, "The only thing needed for evil to triumph is that evil will triumph." En dit het my nogal geruk op daai oomblik van, is dit waar? Is dit so dat die bose die finale sê het? Want kwansys en om ons lyk dit nogal so. As ons net bietjie in jou lewe gaan meet en jy begin regtig praat oor boosheid, en ek wil tog sê ons begin donker, maar moenie worry, ons gaan op lig. Ons eindig met lig. So ons begin lekker donker en dan sal julle sien hoe die skadu al hoe helderder word, soos 'n goeie swak op dag in die mis. Maar wat ek dink belangrik is wanneer ons praat oor boosheid, is daar verskillende forme van boosheid, en dis boosheid wat julle elke dag ervaar. Julle sien dit op die nuus, julle luister dit in gesprekke, julle voel dit aan julle lyf, dis wat mense aan jou doen. En as jy jouself net vir 'n oomblik so bietjie sien soos 'n bootjie op die see, jy hierdie druk van oral, ons praat nou van 'n duikboot, dan kry jy hierdie atmosferiese druk mos nou hoe laer en af vir jy gaan. Maar so beleef ons dit, en waar beleef ek dit? Ons kry natuurlike boosheid. En dit is een wat ons die meeste mee sukkel is, hoekom is daar aardbewings, en hoekom kry kindertjies malaria, en hoekom word mense siek, en verlede week het ons 'n voorbeeld gekry van, ons gaan ernstig dood, of amper dood. Julle verstaan wat ek bedoel, maar mense het 'n geweldige worsteling met natuurlike boosheid, kanker en siekte en dies meer, dis deel van ons lewe. Maar dan kry ons ook, wat ons nou regtig ook beleef is, daar's 'n fisiese boosheid, 'n bose, 'n mag, daar's 'n vyand wat kom om jou te versoek en jou te mislei, en daar's 'n fisiese boosheid. En dan is daar nog twee komponente, hulle is meer by mense. Mense is beïnvloed deur die bose en maak bepaalde keuses. So as iemand nou hulle self oorgee aan drank, en hulle klim in die kar, en hulle ry in my vas, en hulle stamp my kar, dan is dit die invloed wat die bose op daai persoon gehad het, en dit het 'n invloed op my. Maar ek het ook 'n keuse, en dis die ander komponent, ek het 'n keuse as ek nou bepaalde goeie of slegte keuses maak, of die bose my lewe toelaat of nie, dan het dit ook 'n invloed op die gevolg wat ek daarvan dra. Julle verstaan wat ek bedoel, is ek nou besluit om nie belasting te betaal, en die owerheid sluit my toe, is dit nie hulle wat boos is nie, dis die gevolge van ek wat nie geluister het na Romeine 13 nie. Julle verstaan wat ek bedoel. So, oralster is hierdie effekte op jou lewe. En ons neem dit oralster waar, en ek dink dit is baie belangrik om gebalanseerde uitkyk te hê. Ek wil daarom sê, ons moet ook net bietjie gebalanseerd wees. Elke keer as jy 'n kop seer kry, is dit nou nie 'n bose gees nie. Julle verstaan wat ek bedoel. Ek het al eendag so 'n situasie gehad, ons is in 'n klomp dominees sommer saam met mekaar, pastore so ekumenies, en iemand sê toe, "Yes, met 'n vreeslike kop." So 'n bietjie van 'n kopseer. En toe staan nou 'n pastoor wat nou so 'n glimlag kry. Maar kyk, die volgende oomblik toe dryf hy daai bose gees van kopseer daar uit.
Nou ek dink, daar moet ons bietjie vir mekaar sê, 'n gebalanseerde uitkyk is goed. Ek dink die bose kan mens siek maak, maar die Here het ook 'n komprol gemaak. Jy weet, of 'n disprin. Julle verstaan wat ek bedoel? Ons almal kry maar 'n bietjie kopseer nou en dan. Dis nie noodwendige boosheid nie. Ek dink mens moet versigtig wees. Ek het groot geword met boeke wat ek gelees het. En kyk, dis geskryf in die 80's, toe musiek uitgekom het. Onthou julle nog vir Roxette? En toe die boek skryf net daarso van, kyk, dis nou die kulminasie van boosheid, want die man wil 'n vrou wees, want dis hoekom sy kort hare het, en die man wil 'n vrou wees, dis hoekom hy lang hare het, en elke keer as die drom sla, dan skei dit nou allerlei hormone in jou lyf los, en ek weet nie, ek was te bang om na enigiets te luister, behalwe om Jan de Wet. Julle verstaan, jy was so, nou wat kan jy nou luister, weet, as Christe Burke nou opkom, nee, hy het 'n liedjie Spanish Train, nie, ons, nee, dit is so vreeslik, ek luister nie Christe Burke nie. Julle verstaan wat ek bedoel, jy was so bang, na wat luister jy? Jy weet, Annelie van Rooyen en Rina Hugo, wees veilig. Julle verstaan wat ek bedoel, so, ek dink ook nie, mens moet maar daai ekstreme toe gaan nie. Aan die ander kant, die ewewig, dink ek ook nie, mens moet onkundig wees. Ons kyk hoeveel verhale, ons kyk hoeveel Netflix, ons luister na liedjies, en dan sê ek nie noodwendig, dis boos nie, maar wat is die boodskap? Weet, as die boodskap is, hoor die son, jy gee jouself net oor aan die liefde, en doen net soos wat jy wil, en jy weet, leef losbandig, want jy het net jou een lewe. Dis nie 'n boodskap wat Christus sou verkondig nie. Ek weet nie of Jesus daar sou sê, lekker liedjie. Die oomblik as ek op 'n plek kom waar ek nie seker is of Jesus saam met my in dit kan wees nie, is ek baie versigtig. En ek dink die plek waar ons beweeg is ergens moet ons 'n fyn onderskeiding hê, 'n fyn gees, 'n fyn aanvoeling het om te weet waarop dit regtig neerkom. Om nie aan die eerkant, ek wil sê, bang te wees en alles is donker en alles is duister en jy raak amper Amish. Jy weet, as ons net hierson, hierdie klein gemeenskapie kan veilig wees, want hier is nie bose nie. Aan die ander kant dink ek, mens moet regtig nie onoordeelkundig wees en jouself in 'n klomp goeters inlaat. En dan begin jy besef met die duiwel lok jou stelselmatig in, totdat hy jou hele lewe ruïneer. Dis 'n fyn balans en 'n fyn aanvoeling. En wanneer ons regtig na daai twee kante kyk, is daar twee aspekte, die gees en die woord. Die woord sal altyd van ons sê wat reg en wat verkeerd is, maar die gees bevestig. En dis hoekom jy daai gevoel in jou hart kry, iets is nie reg nie, iets is verkeerd, iets is af. Maar dan die oomblik as jy dit gaan meet aan die woord, dis waar jy waarskynlik duidelikheid kry. Absolute duidelikheid. Ek hoef nie te wonder, en dis vir my baie belangrik dat ons praat oor hierdie gesprek, as dit kom by bose, kyk ek nie hoe naby ek my kop aan die 10 ton trok kan kry nie, ek kyk hoe ver ek daarvan afbly. So die gesprek is nooit een van, kom ek kyk wat die beperkinge is, of hoe naby dit my toelaat nie, ek kyk juist hoe ver ek daarvan af kan wegbly, want die duisternis het niks met die lig uit te waai nie, die lig het niks met die duisternis uit te waai. 'n tweede baie belangrike aspek wat ek ook vir julle wil sê, is duisternis en lig is nie ewewigtig nie. Die duiwel is nie net so sterk soos die Here nie. Hierdie twee druk nie arm nie. As julle nou toevallig luister na daai liedjie oor wat ek nou aangehaal het van Spanish Train, dan is dit Christe Burke wat hierdie storie vertel van God druk arm met die duiwel basies op poker, en hulle speel poker vir die siel van iemand. Dis nie waar nie. Die duiwel het geen mag oor Christus nie. Die duiwel is nie so sterk soos Christus nie. Jy kan die twee nie eers vergelyk met mekaar nie. En dis wat ek bedoel, is die oorwegende, triomfanklike krag van Christus is baie groter as die krag van die bose. En daarmee probeer ek nie die bose nou afmaak tot 'n maklammetjie nie. Dis alles behalwe dit. Ek probeer net sê, die oorwig van God se krag is soveel sterker. En 'n teksgedeelte wat ek vir julle wil wys, is nie 'n maklike teks om te hanteer nie. Ons gaan Lukas 8 lees. Lukas 8 vers 26 tot 39. Maar dit begin met Jesus, dis belangrik om hierdie te sien.
Jesus vat sy disippels op waarskynlik 'n baie rowwe dag vir hulle. En ek gaan nou vir julle sê hoekom ek dink dit was 'n rowwe dag vir hulle. Die voorafstaande verse was hulle nou net op die see, en hulle het amper gedink hulle gaan verdrink, en dan maak Jesus nou die storm stil. Uit beheer oor die natuurlike. Nou ek weet nie van julle nie, maar as ek nou op land aangekom het, sal ek nou net 'n oomblik wou gehad het om so 'n bietjie te vertoef vir myself, so 'n bietjie jammer te kry van ek het hierdie amper nie oorleef nie. Net so 'n bietjie, kan ons net 'n bietjie asemhaal, jy weet, dit was rof. Dan klim hulle op die land af, en wat gebeur? Hier kom 'n man met 'n klomp bose geeste. En nie een nie, 'n legioen van die goed. So net so in die agtergrond 'n legioen is so 6000, né? Ons is baie. Nou stap jy op dit af. Jy weet, maar die boodskap wat ek wil gee is, wat is die kernboodskap? Is, net soos wat Jesus Here is oor die natuurlike lewe, is hy Here oor die bo-natuurlike lewe. En dan is hierdie bose gees, man met hierdie boosheid na hom toe kom, dan is Jesus nie in daai, Gonna, wat gaan nou hier aan, ek is beangs nie. Dis dieselfde Jesus wat koel en kalm die storms aanspreek, is nou dieselfde Here wat hierdie boosheid aanspreek. Hy's ook Here daaroor. Net soos wat hy Here is van die aarde en dit wat alles hier gebeur, so is hy ook die Here van die hemel. En hy is in beheer. En dis hoekom daai Psalm wat ons net nou gelees het so belangrik is. Hy omgord homself met krag. Hy is die Here, hy's regtig die Here. Kom ons lees hierdie teksgedeelte saam. Julle kan oopmaak daarso in Lukas 8. Vers 26. Daarna het hulle verder gevaar na die land van die Gerasaniërs, wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van 'n dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en die heeltyd al nie meer klere gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen die grafte. Toe hy Jesus sien, skree hy en val op sy knieë voor hom neer, terwyl hy hard uitroep: "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God, die Allerhoogste? Ek smeek u, moet my nie pynig nie." Daarna het hy gesê, omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat hom al baie keer beetgepak het. Al het hulle hom met hand en voetboeie vasgemaak om in bedwang te hou, het hy die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus vir hom: "Wat is jou naam?" "Legio," antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe terug te stuur nie. Ek gaan net daar so stop, net vir een oomblik, voordat ons verder gaan. Wat ek dink geweldig belangrik is ek het begin by 'n belangrike gedagte, en dit is naamlik dat Jesus die koning is. En 'n paar aspekte wat ek wil hê julle moet raak sien is hoe die bose op sy teenwoordigheid reageer. Die eerste aspek is, die bose skreeu uit: "Moet my nie pynig nie." En nou 'n gedeelte wat ons mekaar moet sê, waarom is die bose dan selfs bang vir Jesus? Is omdat die bose baie goed weet wat die uiteinde van dit alles is, en dit kan julle gaan lees. As julle gaan lees daarso in Openbaring 9, jy gaan lees in Openbaring 20 vers 1 tot 3, dan sien jy dat daar 'n tydperk gaan kom wanneer God 'n einde sal maak aan alles wat boos is, alles wat derglik is, alles wat verkeerd is, alles wat ons as pynlik op ons eie lewe beleef. Die bose weet deksels goed dat Jesus die koning is. En nou hierdie bose gees is amper so 'n bietjie van: "Here, maar het u nou gekom om my vroegtydig, dis nog nie tyd nie, gaan ek nou al gepynig word? Asseblief tog, moet dit nie doen nie." Ek probeer net vir julle iets wys, dat die Bybel waar is,
dat as die tekste soos Filippense 2 vir ons sê, elke knie sal buig, elke tong sal sweer, dat Jesus Christus die Here is dit dieselfde waarheid, wat nog altyd vas bly staan, en wat nog altyd vir ons is. As ek bang is, as ek iets beleef van boosheid, veel groter is my God. Veel groter, ons is nie kindertjies, wat ons wil, die doel van hierdie gesprek is om julle nie soos kindertjies te probeer bang maak, vir die bose of vir die donker nie. Ek wil juis julle in 'n plek van vrede begelei, dat in die teenwoordigheid van boosheid, jy nog steeds absolute gerusheid mag hê, om te weet wie jou herder is, wie die herder van jou siel het, wie die stok en die staf in sy hand. Dis die uiteinde wat ek dink vir ons siele goed is om te weet, dat God bo oor hierdie bose regeer. Die tweede aspek wat ek graag vir julle wil wys is, hy noem Jesus, hy erken Jesus as Here. Seun van God, van die Allerhoogste God. Die duiwel weet deksels goed wie is Jesus. Die bose weet deksels goed dat hy God is. Daar kan geen argument daaroor wees nie. Daar is geen dispuut daaroor nie. En dis hoekom ek dink die erkenning daarvan is so belangrik. In ons eie lewe, die van julle wat dit al beleef het, gesien het, mense wat self hierdie belewenis al ervaar het op 'n manier, sal weet dat wanneer ons die naam van Jesus gebruik, daar krag is in die naam van Jesus. Hoekom? Want hy is Here. Hy is Here oor alles. Elke knie sal buig, elke tong sal sweer. Selfs die duiwel sal bely dat Jesus is Here. Selfs die grootste teenstander van God, die grootste rebel, weet deksels goed dat Jesus is Here. En wat bring dit in my eie lewe van? Wat is vir my belangrik? Dat wanneer ek te doen het met boosheid of met donkerte of dies meer, die krag van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ons hoef nie bang te wees vir die duister nie, ons hoef nie bang te wees vir die donkerte nie, ons hoef nie bang te wees vir bose. Ons hoef nie agter ons beddens weg te kruip nie. En julle, hierdie is nie soos in Hollywood nie. Wanneer ons met die bose te doen het, die van julle wat dit al ooit al beleef het, sal kan getuig, maar jy gooi nie water in drukkruise teen mense se voorkoppe in die tipe klas van goeters. Julle verstaan nie, Hollywood het dit baie verromantiseer, hè? Dis goeie horror materiaal. Maar dis nie hoe dit in die lewe gebruik nie. Het julle gesien dat Jesus skree? Het julle gesien dat Jesus hard moet uitroep en skree en hierdie in 'n geveg gaan met die bose? Of beveel hy net en sin gaan uit? Julle verstaan wat ek bedoel? Die krag lê in die getuienis, die krag lê in ons geloof om te weet aan wie ons behoort. Wie sin is ons? Die oomblik as ek weet, ek behoort aan die Here. En daai Here se naam is Jesus Christus. Dis in daai oomblik dat ek 'n stukkie bevryding beleef. Dit is persoonlike getuienis. Ek het op 'n stadium, ek weet nie vir watter rede in my lewe nie, partykeer sulke vreeslike donker drome gehad. En dan het ek regtig waar, soos jy weet, jy het 'n boosheid wat jou amper wurg en jy word wakker en 'n stuk angs en paniek en dies meer. En die oomblik toe ek eerlik voor God gaan sê, Here, in u heilige naam, ek kan nie meer, dit kry nou klaar. Julle, is dit klaar? Dit was klaar gewees, nog nooit, ooit weer, het ek daai ervaring gehad nie, want Christus triomfeer oor die bose. Ons moet vir mekaar dit baie duidelik sê, is die Heilige Gees en 'n bose gees bly nie in dieselfde plek nie. Ek kan regtig nou nie sien dat die Heilige Gees van God sê, ag weet jy wat, kom ons deel maar 'n kamer, hierdie mens wat nou hier is, bly jy nou met die boverdieping, dit werk net nie so nie. As God jou gevul het, vul hy jou met sy wese. En dan verdryf hy die duisternis uit. Daarmee probeer ek nie sê dat ons, en dit is belangrik wat ons nou moet sê, die invloed, daar is nog bose invloed in ons lewens, en dit is wat, 'n paar gedagtes wat ek met julle wil gee, wat bose wel in ons lewens doen. Daar is verleiding, demoniese verleiding, jou versoekings, beproewinge, wat oor jou pad gebring word. Tweedens, ons weet dat daar valse leer is. Dis wat die skrif ons leer is, dat wanneer iemand valse leer verkondig, is dit die werk van 'n boosheid. Hoekom? Dit verlei die gelowiges, dis in stryd, misinformasie. Die taktiek van die
bose was nog altyd om misinformasie te gebruik. Wat 'n voorbeeld, Tuin van Eden, julle weet waartoe ek gaan. Julle sal weet wat God weet. Het dit gebeur? Het hulle geweet wat God weet? Absoluut nie, dit is blaatante leuns. Nee? Aanbid my en ek sal vir jou al hierdie koninkryke gee. Dis nie eers syne om te gee nie. Julle verstaan wat ek bedoel, maar dis die misleiding. En die bose sal jou altyd wil mislei en God se waarheid soms totaal pervers maak. En dit is letterlik wat boosheid beteken. Die Italiaans daarvoor, dit kom maar van Latyn af, sê, dis 'n perversio van bona. Bona fide, julle ken seker die woorde, bona fides, dis die perversie van dit wat goed is. En dis hoekom dit altyd 'n perversie van dit wat goed en mooi en waar is, as die duiwel dit so kom draai. Dit is wat boosheid doen. En in sekere mense se gevalle kry jy dat daar fisiese besitting van mense is, en hulle, ek weet nie wie van julle het al 'n belewenis gesien van Hindoes en dies meer, Hindoes en mense wat regtig demonies besete is. Jy kan regtig agterkom, hierdie is nie 'n glo vir my. Ek is te rasioneel agter mekaar gesit om net sommer links en regs te sê enigiets is boos of iets is demonies. Maar daar sien jy, daar gebeur bonatuurlike goed wat nie medies en logies sin maak nie. En weer eens wil ek julle nie bang maak nie, ek sê net dit is 'n realiteit. Maar dan kom die skrif om vir ons te wys, 'n baie belangrike aspek. Waartoe is dit alles op pad heen? Waartoe is alles op pad heen? In ons lewe gaan jy baie boosheid teekom. Jy gaan boosheid kry in sisteme, jy gaan boosheid kry in stelsels. Probeer bietjie Mosambiek toe ry. Waar is jou bril se lisensie? Ry net so 'n bietjie verder af. Nee, jy het 120 in 'n 60 sone gery. Waar is die bord? Waar is die kamera? Ek weet nie, maar jy het 120 gery. Julle verstaan wat ek bedoel, dis 'n stelsel wat korrup is. Ons het dit gehad met verskeie voorbeelde kan ons noem. In apartheid kan jy dit noem, in regerings kan jy dit noem. Daar's stelsels van nepotisme. Jy kan dit by die skool ook gaan soek, maar jy kan dit oral stig soek. Ek bedoel net daar's stelsels wat inherent boos is en julle beleef dit soms. In werksituasies of in sosiale, daar's 'n stelsel wat jy agterkom, daar's 'n stukkie boosheid. As morele boosheid. Wat bedoel ons met morele boosheid? Mense doen slegte goed. En die vraag wat ons nou het is maar hoe antwoord ons op hierdie stelsels en sisteme wat jou lewe lank is en oralster is daar 'n stukkie boosheid. En dis waar die belangrike gedeelte inkom is die inherente integriteit van jou. Is belangrik. Hoekom sink 'n skip nie? Dink gou 'n bietjie daaroor. Hy dryf op massas en massas en massas water. Hy het die vermoë om op daai water te dryf. Hoekom? As 'n stuk interne integriteit. En wanneer ons dink aan die krag van die Heilige Gees, begin ek 'n stuk interne integriteit kry wat my die vermoë gee om die bose te weerstaan. Wat my die vermoë gee om nie 'n slagoffer te wees van die bose, om nie 'n slagoffer te wees van die duiwel se leuns en sy oneerlikheid nie. En dit is nogal belangrik dat ek dink wanneer ek in gebed tot God nader. 2 Tessalonisense 3 vers 3, gaan lees om julle stilte tyd. Ongelooflike teks wat weer eens sê, maar daarin lê die triomf bo oor die bose. Is dat God ons juis gemaak het om die slang se kop te vermorsel in Christus naam. Ons doel in lewe is nie net dat ons altyd victims moet wees van boosheid, maar regtig die vermoë om die triomf te kan voer, juist daaroor. 'n Laaste gedagte wat ek bietjie saam met julle wil deel, familie, is om te kyk hoe God 'n verleentheid verander in 'n geleentheid. Later in die teks van Lukas sien julle dat daar 'n klomp varke is. En dan vra die bose, stuur ons asseblief tog in die varke in. En dan weet julle wat gebeur? Daai klomp varke spring almal in die see en hulle versuip, en die gemeenskap is op roer, en dan kom hierdie man wat legio genoem was op 'n stadium met al hierdie boosheid, en wat gebeur aan hom?
3 goed. 3 goed. Sonde raak altyd 3 aspekte van jou lewe. Reg in die begin het julle gelees, hy was naak. Hy was kaal. Ek weet nie wie van julle in die publiek klaas kaal was, of wanneer jy in daai ouderdom was nie, maar wat is jou natuurlike reaksie as jy kaal in die publiek is? My laaste keer was op universiteit. Maar kom ek vra vir julle, wat is jou natuurlike reaksie as jy kaal is? Jy skaam. Jy wil toemaak, jy's ontbloot, jy's in 'n verleentheid. Sonde raak altyd jou op 'n individuele vlak. Bose raak jou altyd op 'n individuele vlak, dit bring jou in 'n skande. Dit bring jou in 'n verleentheid. Ek is kaal. Die tweede ding wat gebeur is, dit het hom vervreem van sy huismense. Het julle gesien dat hy sosiaal weg van sy mense is? Hulle het hom maar net so nou en dan met voetboeie en kettinge en dan, maar hy's 'n outcast, hy's 'n uitworpeling. Jou samelewing word geraak daardeur. Gaan dink maar bietjie wat sonde of boosheid doen, nie net aan jou nie, maar aan 'n groter gemeenskap, familie. Gaan dink wat gebeur daar. As hier 'n verskriklike slegte ding gebeur, gaan dink bietjie hoe raak dit nie net jou nie, maar die hele klomp mense, jou integriteit, jou vriendekringe, gaan dink bietjie hoe raak dit. Dit is nie net 'n klippie wat hier voorval nie, die ripple effects loop. En dan sien julle 'n laaste ding is die man leef naderhand tussen die grafte. Hy leef tussen die dooies. Hy's onrein. Levitikus sê 21 sê dat jy nie tussen onrein in die dooies moet wees nie. Dit maak jou onrein. Maar gaan dink aan God wat hierdie man in sy beeld gemaak het en moet sien hoe hierdie beeld van God wat hy gesê, dis nie net goed nie, dit's baie goed. Gaan dink aan hoe God moet voel om na 'n geliefde van hom te kyk en wat net, dis sy beeld, 'n gekrenkte beeld, 'n gebroke beeld. Gaan dink wat dit aan die eer van God doen, God wat goed gemaak het. Dit is belangrik dat ons mekaar sê, die bose wil altyd die eer van God aanval. Kan ek gou vir julle net 'n eenvoudige voorbeeld vat? As julle hierdie stappe mooi sien. Dominee Langvingers steel 100.000 van 'n weduwee. Vat nou net 'n voorbeeld. Nou word hy uitgevang. Rapport, groot voorblad, Dominee Langvingers, sien julle al die prentjie. Wie kry seer? Wie skaal? Die individu. Daar soos jy is vernederd, jy's in 'n ongelooflike plek van vernedering. Tweedens, wie kry seer? Ewe skielik sien die helfte van die kerk kom nie meer kerk toe nie, want hulle is nou kwaad en hulle seer en hulle voel, ek kan in my lewe weer nie na 'n man luister nie. Julle verstaan, die gemeenskap kry seer, want ons het jou vertrou. Sy kinders kry seer, sy vrou kry seer, die gemeenskap ly in pyn. Maar nou 'n volgende vraag is, wie kry nog seer? Die eer van God. Ja, dis nou hoe dominees maak, nee, dis nou hoe volgelinge van die Here maak. Geen wonder ek is 'n ateïs nie. Julle verstaan wat ek bedoel? Dis die eer van God word daardeur aangetas. Maak dit vir julle sin? Wat doen Jesus in hierdie geval? Hy skep 'n verleentheid en 'n geleentheid. In dieselfde tyd, hierdie klomp ongelowiges, hoekom sê hy is ongelowiges? Want Jode boer nie met varke nie. So die omgewing waarbinne hulle was 'n gemeenskap wat as heidens beskou was, as ongelowiges, anders sou hulle nie met varke geboer het nie. En die hebsugtigheid bestraf hy eintlik, want 2000 varke is nie min varke nie. Was miskien 'n stukkie gierigheid gewees, en daarom as die bose vra, stuur ons in die varke, en dan sê Jesus, by all means. En daai was 'n eenvoudige beweging waar hy sommer die bose 'n dubbel nekslag toedien. Julle verstaan wat ek bedoel, dis hoekom hy die Here is. Dis hoekom hy die koning is, want hy het hierdie manier om 'n verleentheid in 'n geleentheid te verander. En dis nie net eendag wat dit gebeur nie, dis sommer hier en nou. Dis hoekom hy nou gesê het, gaan uit. Hy het nie gesê, wag so 'n bietjie, ek kom weer terug en dan sal ek met julle af. Daar's 'n finale afrekening, maar dis nou al besig in hierdie lewe om te gebeur.
En dis hoekom ek wil sê, as jy boosheid sien in jou lewe en jy voel verontreg, die Here het sy tyd en sy plek. Dis nie joune om reg te stel, dis die Here se. So wanneer daai onreg, of wat ook al aan jou gepleeg is, of slegte situasie, die Here het sy tyd. Hy sal vergeld. Dis wat Romeine sê, ek sal vergeld, ek is die Here. Julle hoor wat ek wil sê, die Here maak dit nou al reg. Die tweede aspek daarvan is, hy verander hierdie man in 'n getuie. Gaan vertel vir almal. Gaan vertel vir almal wat ek aan jou gedoen het. Gaan vertel wat gebeur het in jou lewe. Gaan vertel vir hulle die bevryding wat jy beleef het. Jy wat mense voor bang was, geboei was, jy wat as legio die demoniese man was, nee, mense was bang vir jou gewees, jy moes daar gaan bly. Gaan heen en gaan vertel, gaan herstel die sosiale en nou ook, nie die sosiale herstel nie, ook die eer van God. Hoekom? Want God kry die glorie. God kry die glorie en sy eer word herstel. En dis al wat ek vir julle wil sê, is die lank en die kort daarvan, God doen presies vandag nog met dieselfde. Hy reken af met die bose, hy herstel, en op die ou end van die dag laat hy sy naam ter ere strek. Hy doen dit wat sy naam ter ere strek. En dis hoekom ons as gelowiges nie bang hoef te wees vir die bose nie. My grootste fokus is nie om oralster 'n ghostbuster te wees nie. Julle verstaan wat ek bedoel? Ek hoef nou nie hier te gaan soek vir boosheid nie. Die bose sal manifesteer. Die belangrikheid is dat ek in die vermoë is, die interne integriteit het, om te sê, Here, ek maak my vol van die krag van God. Ek trek die wapenrusting aan. Ek bekleem my met dit wat goed is en dit wat edel is en dit wat vir my interne integriteit gee, sodat ek juis kan reageer wanneer dit na vore kom. En ek dink dit help my nou nogal, waar ook al in jou lewe gaan daar boosheid wees. Of dit by die skool is, of dit by die kerk is, of dit by jou werk is, of dit by jou huis is. Hoe ons op dit reageer, behoort Bybels te wees. Julle verstaan wat ek bedoel? En dit sal altyd deel wees van die lewe, is ons het twee edelwerke. Die een is om die lig te wees, en die ander is om die bose te bestry. Ons moet lig wees, en die ander is ons moet die bose bestry. As daar boosheid is, moet ons dit aanspreek. As daar ding is wat sleg is, moet ons dit aanpraat. Jy gaan dit nie wegswyg nie. Maar God gee vir jou bepaalde integriteit om dit op so 'n manier te doen, dat sy naam geheilig word. En daarmee sluit ek af. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u liefde, vir u genade, dankie Here vir u ontferming, dankie Here vir u goedheid, en dankie dat ons vandag regtig mag getuig en bely, Jesus, u is die Here, saam met Thomas, wat sy vinger in die wonde gesteek het, my Here en my God. Here, u is werklik waar God, en ek wil vir u dankie sê dat ons vandag vrede mag belewe, vrede omdat ons die krag van God ken, wat alle verstand te bowe gaan. En dankie dat u naam, die naam is bo alle name. En Here, ek wil bid, Here, dat ons nou op hierdie oomblik diep bewus mag word van waar die bose oralster in ons lewens dalk vester, ons versoek, ons verlei, ons mislei, leuns verkondig. Ek wil bid, Here, dat u dit vir elkeen nou uitwys. En dat, Here, ons in die krag van God, in die krag van die Gees, Here, ook in staat is om weerstand te bied in die volle sekerheid dat u is die koning van alle konings en u het die naam bo elke naam en daarom elke gesag en owerheid en mag en demoniese mag en wat daar ook al derglik mag wees is nog steeds ondergeskik aan die voete en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Dankie dat daai belydenis waar is. Ons dank u, Here. Amen.